Goeiemôre, baie welkom by ons erediens vandag. Mag die Here ook op hierdie dag in die besonder vir ons seën. Dit is Pinkstersondag, die kerk oor die hele wêreld herdenk die uitstorting van die Heilige Gees, een van die kosbare momente ook in die geskiedenis van die kerk. Om te weet dat na Jesus se hemelvaart, het hy vir ons sy Gees gestuur om ons by te staan, om ons toe te rus, om ons te troos, om ons te bemoedig. En daarom weet ons is nie alleen nie, want God is deur sy Gees ook baie naby aan elkeen van ons. Ons weet dat ons wat aan die Here behoort, ons wat in hom glo, ook die Gees ontvang. Mag dit vir ons ook in hierdie dag 'n geweldige stuk troos beteken. Ons is ook by hierdie geleentheid besig met die afsluiting van ons Pinksterreeks. Ons Pinkster hierdie jaar wat ons gekyk het na die kruiswoorde van Jesus en besonder dan ook hoe daar ook opdragte vir kerkwees in opgesluit is. Vandag kom ons by die laaste van Jesus se kruiswoorde, die 7de kruiswoord, waar Jesus gesê het, Vader, in u hande gee ek my lewe oor. Mag dit ook vir ons 'n groot stuk troos en hoop bied. Maar voordat ons verder gaan, kom ons raak 'n oombliekie stil voor die Here. Ek lees vir ons uit Psalm 42. Soos 'n wildsbok smag na waterstrome, so smag ek na u, o God. Ek dors na God, na die lewende God. Wanneer kan ek gaan en voor u verskyn? Dag en nag is ek in trane, want sonder ophou sê hulle vir my, waar is jou God nou? As ek my lewe voor my laat verbygaan, dink ek daaraan hoe ek opgetrek het na die woonplek van God, voor 'n skare uit na sy huis toe geloop het, met gejuig en lofsang, 'n skare wat fees vier. Waarom is ek so in vertwyfeling? En waarom kerm ek so? Vertrou op God. Ja, ek sal weer vir hom 'n loflied sing. Hy is my helper en my God. Amen. Liewe vriend, mag die Here deur sy groot genade, barmhartigheid en vrede, ook in hierdie oomblikke, baie naby aan jou wees. Ons gaan nou na 'n lied luister, wat deur ons begeleidingsgroep vir ons opgeneem is. Ons gaan luister na Vonk 120, ook dit wat ons nou gelees het in hierdie Psalm, soos 'n wildsbok wat smag na waterstrome. Kom ons luister na hierdie lied. Soos 'n wildsbok wat smag na water, smag my siel na u, o Heer. U alleen is my hart, verlange en ek bring aan u die eer. Ons skriflesing vanoggend kom uit die Lukas Evangelie, Lukas 23 van vers 44 tot 46. Maar voordat ons saam lees, kom ons bid net eers saam. Here, baie dankie vir hierdie besondere dag, vir Pinkstersondag, waarin ons in die besonder dan ook die uitstorting van die Heilige Gees op die kerk en op die gelowiges kan vier en herdenk.
Dankie Here dat ons daardeur kan weet, U is by ons. U is ons trooster soos wat Jesus beloof het. Maar U is ook ons leidsman, wat vir ons in hierdie lewenspad rigting gee, wat ook deur U woord vir ons lei. Soos Psalm 119 sê, U woord is 'n lig vir ons pad en 'n lamp vir ons voete. Sonder U woord kan ons nie een tree gee. En daarom ook Here, as ons nou in hierdie oomblikke stil is, om voor U woord te kom staan, te luister, mag dit vir ons wees, God se woorde, wat U ook met ons spreek. Maak dit nou stil in ons, Here. Help ons om te luister. Amen. Ek lees vir ons uit Lukas 23 van vers 44. Dit was al omtrent 12 uur, toe kom daar duisternis oor die hele land, en dit het tot 3 uur geduur. Die son het opgehou met skyn. Die voorhangsel in die tempel het middeldeur geskeur. Jesus het hard uitgeroep, Vader, in U hande gee ek my gees oor. Met hierdie woorde het hy die laaste asem uitgeblaas. Ek gaan vir ons net tot daar lees. Vir die Romeine was kruisigings bedoel om 'n lang uitgerekte pynlike marteldood te wees. Eerstens om vrees by die plaaslike bevolking in te boesem, maar in die tweede plek ook om dit te laat dien as 'n afskrikmiddel, sodat mense nie in opstand sou kom teen die Romeinse ryk nie. Veroordeeldes het dikwels vir dae so aan die kruis gehang voordat hulle gesterf het. En dit was die hele idee. Terwille van die Jode het die Romeine egter gesorg dat gekruisigdes nie op die Sabbatdag ook aan die kruis gehang het. Daarom het hulle gewoonlik teen Vrydag laatmiddag, wanneer gekruisigdes nog geleef het, hulle bene gebreek om hulle vinniger te laat doodgaan. Dit was 'n baie wrede proses gewees. Die implikasie was dat wanneer iemand aan die kruis gehang het, vanweë die posisie waar so 'n persoon vasgespijker was, dat dit vir hulle geweldig moeilik was om asem te haal. En dat ook as gevolg van die lyding en die posisie, dat vog in die borskas holte begin opbou het. En om dit makliker te maak om asem te haal, het gekruisigdes op hulle voete getrap en hulle self net so 'n bietjie opgelig, sodat hulle makliker kon asemhaal. Maar wanneer iemand se bene gebreek is, dan kon hy dit nie meer doen nie. En daardeur is mense se dood aan die kruis verhaas. En as 'n mens hierdie goed luister en hoor, dan besef 'n mens dat kruisigings was wrede maniere gewees waardeur die Romeine mense doodgemaak het. Maar in Jesus se geval het dit baie vinniger gebeur. Jesus se bene is nie gebreek soos wat die gebruik was. En daardeur is ook 'n skrifwoord vervul dat die lam ongeskonde was, dat Jesus se bene nie gebreek was. Lukas, soos die ander evangelies, vertel vir ons dat Jesus vir ongeveer 6 ure aan die kruis gehang het. Jesus se sterwe het met 2 geweldige ingrypende gebeurtenisse gepaard gegaan. Die eerste was die duisternis wat daar oor die land gekom het. Lukas beskryf dit hier met die son het opgehou om te skyn. Nou, ons het vroeër 'n bietjie meer daaraan aandag gegee. Die ander belangrike moment rondom Jesus se sterwe was die moment toe die voorhangsel in die tempel middeldeur geskeur het. Hierdie was 'n aangrypende moment met 'n baie besonderse simboliek. Die voorhangsel was 'n dik gordyn wat tussen die heilige en die allerheiligste deel van die tempel gehang het. In die allerheiligste was die verbondsark gewees. Die verbondsark was die simbool van God se teenwoordigheid by sy volk. Hierdie verbondsark was die ark wat reeds by die uittog uit Egipte saam met die volk getrek het en voor die volk uitbeweeg het, ook toe hulle die beloofde land binne gekom het. In hierdie verbondsark was volgens oorlewering die tablette waarop die 10 gebooie geskryf is, 'n kruik met manna en ook die staf van Aaron wat volgens oorlewering jaarliks bloeisels gehad het. Hierdie ark het op hom gehad 2 gerubs van goud gemaak. So hierdie ark was dan simbool van God se teenwoordigheid.
Een keer 'n jaar het die priester dan by hierdie allerheiligste deel van die tempel ingegaan en daar 'n bloedoffer vir versoening ook vir die volk gebring. So die allerheiligste deel was 'n geweldige heilige deel en die gordyn was simboliek daarvan dat hierdie allerheiligste deel nie vir mense toeganklik was nie. Dat God vanweë sy heiligheid en ons as mens vanweë ons sondigheid gewoon nie in God se teenwoordigheid kon kom nie. En daarom was hierdie voorhangsel daar, hierdie dik gordyn, simbool van ons as mense onheiligheid, dat ons nie by God kon uitkom nie. Maar nou vertel Lukas vir ons dat hierdie gordyn geskeur het met Jesus se sterf. As ons gaan lees in die Markus Evangelie, Markus 5 vers 38, dan stipuleer Markus vir ons dat hierdie voorhangsel van bo na onder geskeur het. En dis 'n baie belangrike moment hierdie. Want sien as die voorhangsel van onder na bo geskeur het, dan kon dit nog mensewerk gewees het. Maar die simboliek daarvan dat hierdie voorhangsel van bo na onder skeur, sê vir ons iets daarvan dat dit God self is wat hierdie voorhangsel skeur. God self wat deur die sterwe van Jesus hierdie skeiding wat daar tussen ons en hom was, kom wegvat. Deur die voorhangsel te skeur, raak God toeganklik. Kan ons vir God sien, kan die mens ten spyte van sy sondigheid, kan die mens toegang kry tot God. Kan die mens weer 'n verhouding met God hê. Kan ons weer in hierdie intieme liefdesverhouding met God begin staan. En dit doen Jesus, wanneer hy aan die kruis vir my en vir jou sondes kom sterf. Maar nou, wanneer Lukas vir ons vertel dat Jesus sterf, dan sê hy vir ons dat Jesus hard uitgeroep het, en as ware met sy laaste asem uitgeroep het, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Jesus se laaste asem is een van geloof. Jesus se laaste asem is een waarin hy homself in die hande van sy Vader toevertrou. Hierdie woorde kry ons ook in Psalm 31 vers 6, waar Dawid skryf, in u hande gee ek my lewe oor, want Here troue God, u het my vrygemaak. Geleerdes sê vir ons dat Psalm 31 waarskynlik 'n aandgebed was. 'n Psalm wat toegewyde Jode aan die einde van die dag gebid het, om daardeur ook vir die nag wat voorlê, hulle self aan God toe te vertrou. Let op, in hierdie kruiswoord sê Jesus, my Vader. In 'n vorige kruiswoord het Jesus gesê, my God, waarom het u my verlaat? En daar het ons reeds vir mekaar gesê dat Jesus die gewoonte gehad het om God as Vader aan te spreek. Maar wanneer Jesus sê, my God, dat dit 'n toonbeeld is van die skeiding, die afstand, wat daar tussen Jesus en God gekom het. Vanweë die feit dat hy die sonde van die wêreld op hom gedra het. Maar hier, in Jesus se sterwensmoment, met sy laaste asem, noem Jesus vir God, my Vader. Die nabyheid is terug. Jesus vertrou op God. In sy sterwensmoment is dit die Vader wat hy ken. Die Vader wat hy vertrou, die Vader vir wie hy lief is, na wie hy terugkeer, na wie hy homself en aan wie hy sy laaste lewensoomblik toevertrou. Al beleef Jesus aan die kruis die verlatenheid van God, weet hy steeds dat die Vader by hom is. Is hy nie geheel en al verlate nie, en kan hy met vrymoedigheid sy gees, sy lewe in sy Vader se hande oorlaat. En daarom is hierdie laaste kruiswoord een van intimiteit, maar ook een van vertroue. Maar dit is ook 'n woord van oorgawe. Jesus vertrou sy aardse lewe toe aan 'n Vader wat ongeveer 33 jaar tevore die aardse lewensasem vir hom gegee het. Jesus sê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Die Griekse woord wat hier vir ons met gees vertaal word, is die woord pneuma, wat asem of wind beteken. Jesus gee as ware hierdie laaste lewensasem, wat hy uitblaas in sy Vader se hande. Die Vader, wat ook die gewer was van hierdie lewensasem. En ten spyte van die feit
dat Jesus hierdie laaste woorde hard uitroep volgens die evangelies, beleef 'n mens 'n stuk vrede in hierdie woorde van Jesus. Daar is nie vrees nie, daar is nie angs nie. Jesus roep dit met vertroue in sy Vader uit. As Jood moes Jesus waarskynlik ook, Psalm 31, ook gereeld as 'n aandgebed gebid het, om daardeur ook sy aardse lewe aan sy God toe te vertrou. Nou bid Jesus dit aan die einde van sy aardse lewe, met die wete dat sowel sy aardse lewe tot 'n einde kom, hy die lewe wat sy Vader aanbied, met vrymoedigheid en met oorgawe kan omhels. En daarom is hierdie kruiswoord van Jesus, wanneer hy sê, my Vader, in u hande gee ek my lewe oor. So 'n kosbare moment, waarin ons ook iets leer van vertroue. Dat ons ook vir God kan vertrou en dat ons lewens met vrymoedigheid in sy hand kan plaas. Ook vir elke moment, selfs ook my sterwensmoment. Wat sê hierdie kruiswoord vir die kerk? Jesus se laaste kruiswoord is dalk moeilik om te volg, want dit gaan teen ons grein in om oor te gee. Ons is geprogrammeer om weerstand te bied tot die einde toe. En ook op die sterfbed van mense sien jy dit, dat ons altyd nog een asemteug wil inasem. Dat ons op 'n manier aan hierdie lewe met alle mag en geweld wil vashou. Maar Jesus kom leer vir ons om oor te gee, in geloof, in intimiteit, in vertroue aan die Vader, wat ons tot die uiterste toe kan vertrou. Die dood is nie iets wat ons hoef te vrees nie, want die dood is inderdaad ook in ons Vader se hande. Maar die dood is ook vir ons 'n uitnodiging tot 'n nuwe lewe in Christus. Daarom kan ons dit ook bid, Vader, in u hande gee ek my gees oor. My lewe vir nou, maar ook vir hierna gee ek aan u oor. My lewe vir alles wat dit beteken, vir die seer en vir die mooi, vir die stikkend en vir die goed, vir die vrees en vir die vrede, in alles vertrou ek my aan die Here toe. Maar die belangrikste is dat hierdie laaste woord van Jesus vir ons kom leer, dat ons God nooit ver is nie. Dat hy naby is. God is nie vreemd nie. Wanneer die voorhangsel geskeur word en Jesus sê, Vader, nou kan ek weer vir u Vader noem. Nou kan ek weer naby aan u wees. Om vir ons te herinner dat God nie ontoeganklik is nie, maar jy is naby aan ons gekom het. God is nie vreemd nie, maar God het kenbaar geword. Deur Jesus se dood het God naby aan ons gekom. Is die kloof oorbrug en daar herstel gekom van die verhouding, sodat ons vir God kan ken, intiem in ons lewens. Jesus nooi die wêreld uit om ook vir God so te leer ken. As 'n God wat naby is. As 'n God wat vertrou kan word. As 'n God vir wie ons ook in elke lewenssituasie kan sê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. En dis my gebed ook vir jou, dat jy iets daarvan sal kan waar ervaar in jou eie lewe. En dat jy ook die vrymoedigheid sal hê om te sê, Vader, my Vader, in u hande, in u sterk, magtige, goddelike hande, maar ook in u sagte, teer moederhande, wat ek weet my koester. In hierdie hande gee ek my gees, my lewe, my nou, my elke oomblik oor, met vertroue, met vrymoedigheid, omdat ek weet dat ek by God veilig is. Mag dit vir jou kosbaar waar en naby wees. Amen. Ons gaan nou oorgaan tot die viering van die nagmaal. Die van u wat die tekens van die brood en die wyn daar by julle reg gekry het, kan dit so lank nader kry. Kom ons lees saam met mekaar ook die nagmaalsformulier. Voordat ons die nagmaal gebruik, wil ons graag vir mekaar vertel wat die Bybel vir ons oor die nagmaal leer. Die Bybel leer ons dat God ons baie lief het.
Ons weet dit omdat hy sy seun, dit is Jesus, vir ons gestuur het. Die Bybel leer ons ook dat Jesus ons baie lief het. Ons weet dit omdat hy sy lewe vir ons gegee het. Dit het hy op Goeie Vrydag aan die kruis op Golgotha vir ons gedoen. Die Bybel leer ons ook dat Jesus self die nagmaal vir die eerste keer aan sy disippels gegee het en dit vir hulle gesê het om gereeld te gebruik. Hoekom? Sodat ons nooit sal vergeet wat Jesus vir ons gedoen het nie. Aan die kruis het hy vir ons gesterf, maar hy het ook opgestaan en hy lewe. Die brood wat ons eet, laat ons dink aan die swaar kry en die dood van Jesus aan die kruis. Die wyn wat ons drink, laat ons dink aan die bloed van Jesus wat vir ons aan die kruis gevloei het. Wanneer ons die brood en wyn gebruik, sê ons almal saam vir die Here dat ons sy kinders is. Ons sê ook daarmee dat ons glo dat ons almal eendag saam met Jesus in die hemel sal wees. Die nagmaal help ons nou om te sien hoe lekker dit eendag in die hemel gaan wees. Daarom is ons bly wanneer ons die nagmaal gebruik. Ons sê ook hierdie nagmaal vir die Here dankie vir alles wat hy vir ons gedoen het en ook nog sal doen. Daarom is die nagmaal 'n besondere moment, veral ook in hierdie tyd waar ons by die kruiswoorde van Jesus stilgeslaan het, waar ons gehoor het weer wat die diepte van sy kruisiging beteken. Dat hierdie nagmaal en hierdie tekens ook vir ons baie kosbaar is. Voordat ons saam met mekaar die nagmaal gebruik, lees ek graag vir ons 'n gebed voor. Kom ons bid saam. Genadige Here, ons waag dit om u tafel in vertroue te nader, nie op grond van ons geregtigheid nie, maar op grond van u groot en menigvuldige barmhartigheid. Ons is nie eers waardig om die krummel onder u tafel op te tel nie, maar u, Here, bly onveranderlik. Die Here van nature altyd genade betoon. Skenk ons, genadige Here, om so te eet van die liggaam en te drink van die bloed van u geliefde Seun Jesus Christus, dat ons voortaan altyd in hom sal bly en hy in ons. Amen. Die brood wat ons breek, is vir ons die gemeenskap in die liggaam van ons Here Jesus Christus, wat hy aan die kruis laat hang het, om daardeur vir ons versoening te bring vir ons sondes. Neem, eet, glo en weet, dat Jesus ook vir jou versoening aan die kruis gebring het. Die beker van danksegging herinner ons aan die bloed van Jesus wat aan die kruis gevloei het, om daardeur ons sondes af te was. Neem, drink, glo en weet, dat Jesus vir jou wat glo, ook vir jou versoening bewerk het, en dat God al jou sondes afwas. Kom ons bely ook nou saam hardop, daar waar jy is, jou geloof in die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. En ons gaan dit doen in die woorde van die apostoliese geloofsbelijdenis. Ek glo. Ek glo, Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus,
sy eniggebore Seun, onse Here. Ons Here, Ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode en wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, Die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo aan die Heilige Gees. ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, ons te vrees en 'n ewige lewe. Amen. 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 Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons in hierdie afgelope week onsself kon herinner dat U, Here Jesus, deur U kruisdood vir ons alles gedoen het, sodat ons lewe en hoop kan hê. Dankie, Here, dat U ook deur U kruiswoorde vir ons na die wêreld toe stuur met hoop, met lewe, om ook in die wêreld U genade, U liefde, U trou en U sorg te gaan verkondig. Dankie, Here, dat ons as U kinders ook met die herinnering van die brood en die wyn wat ons pas gebruik het, ook daarmee kan ingaan en kan krag ontvang en die wêreld gaan vertel. Ons God is goed en ons God is groot. Here, seën vir ons, ook in hierdie moeilike tyd. Gee dat ons maar net ons oog op U gerig sal hou
dat ons maar net voortdurend sal opkyk na die kruis en sal weet, God is groot en hy is daar. Ons kan met vrymoedigheid ook vir hom, ons Vader. Dankie daarvoor, Here. In die naam van Jesus die gekruisigde bid ons dit. Amen. My gebed vanoggend vir jou is dat die Here voor jou sal wees om die pad gelyk te maak. Dat die Here langs jou sal wees om jou in sy arms toe te vou. Dat die Here agter jou sal wees om die aanvalle van die bose af te slaan. Dat die Here onder jou sal wees om jou te dra as jy mag val. Dat die Here rondom jou sal wees om jou te beskerm. Dat die Here bokant jou sal wees om jou te seën. Dat die Here in jou sal wees om jou te lei met sy Heilige Gees. Die drie-enige God is by jou van nou af tot in ewigheid. Amen. Mooi dag vir jou verder. There's a place where mercy reigns and never dies. There's a place where streams of grace flow deep and wide, where all the love I've ever found comes like a flood, comes flowing down. At the cross, I surrender my life. I'm in all of you. I'm in all of you. Where your love ran red and my sin washed white. I owe all to you. I owe all to you, Jesus. There's a place